Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Het jy of iemand wat jy ken vra oor die doop? Of wil jy graag gedoop word? Ons het 'n aanlyn doop inligtingsessie waar al jou vrae beantwoord gaan word en jy toegerus sal word om ander se vrae te beantwoord. Voel jy as gevolg van 'n egskeiding soms alleen, al is jy deur mense omring? Vra jy vir jouself, wat nou? Hoe beweeg ek aan? Of wie sal verstaan? Ons het die antwoord. The Voice Care is 'n ondersteuningsgroep en kursus wat gegrond is in die woord. Kom ontmoet mense wat self deur 'n egskeiding gaan of gegaan het. Daar word aspekte bespreek soos die hantering van woede, depressie en angs, die bestuur van finansies en die hantering van die wetlike aspekte van 'n egskeiding. Dit begin Woensdag aand 12 Maart om 6:30 by Bulawayo Straat nommer 4, Kentridge, Durbanville. Koste is R300. Dit sluit jou werkboek, lekker koffie en iets om te eet in. Jy kan ook R100 per maand betaal. Kontak Lisel Kotse vir meer inligting of registreer op Church Street. In tye van nood is ons as gelowiges geroep om te dien met deernis. Ons het 'n bediening wat hospitaalbesoek doen vir die wie hoop en gebed nodig het. Ons gaan ook bedien by Nightingale Frail Care. As jy deel wil wees van hierdie bediening waar jy 'n verskil in lewens kan maak, maak kontak met Sunay Smit. Ons het 'n kamp vir ons Movement mannebediening 28 tot 30 Maart by Simonsberg Christelike Sentrum. Koste is R950 per persoon. Die eerste aand van die kamp moet jy jou eie vleis bring. Bykosse word voorsien. Die res van die naweek se etes word ook voorsien. Scan die QR-kode op ons poster om jou plek te bespreek. Dis lekker. Sondag die 23ste Maart verkoop DDK lekker stokkie roomhuise. Dit gaan so lekker wees. R10 'n roomhuis. Bestel vandag nog op Church Street of kom bestel Sondag die 23ste Maart tussen die eerste en tweede diens. Dis net lekker, het voel regtig soos familie. Ek weet nie of julle al van mekaar soos familie voel nie, maar ek voel nie meer so vreemdeling as ek hier instap nie, behalwe dat ek nou familie hier het, baie naby familie, seuns en dogters en kleinkinders, maar is lekker om net deel van 'n gemeente te wees. En dit is eintlik waaroor ons praat, hoekom kerk? Nou ek weet ook baie kaalkolle is nou hier as gevolg van ons vir die August ry. Weet julle van iemand wat naby julle is vir die August ry vanmôre? My een kleinseun ry die August. Net 'n gedagte, en dalk is dit so tussen 'n getuienis en 'n gedagte. Ek het in 88, dis nou 1988, het ek 'n 4de hartoperasie gehad, hier in Tygerberg. Toe het hulle al die gemors wat gebeur het, in die vorige 3 operasies reggemaak, en toe sê hulle vir my, ek het so 10 jaar, ek moet nou verstaan, hier is baie skade en baie moeilikheid, ek het nog so 10 jaar, wat ek daarom blykbaar sal bly lewe.
10 jaar daarna, 1998, toe ry ek die eerste keer die Argus. En ek het absoluut, behalwe my bene wat glad nie die boodskap van my brein afgekry het by opdraande nie, het ek absoluut niks oorgekom nie. En ek het daarna nog 7 keer gery. Maar ek wil net vir jou sê, dis 'n wonderwerk. En om dit te getuig is baie lekker, want dit is die waarheid, dis nie 'n storie nie. Ek het daai, in 1998, het ek 'n sertifikaat gekry van hoeveelste ek gekom het. Nou, byt net bietjie hier vas. Dis 5 digits. En ek het hom nou nog. Die eerste 2 is 2. 2. So ek het 22.000ste something gekom. Maar die Here weet, dis 'n wonderwerk. En tot vandag toe, en hier sit my internis in die gehoor, hy sê getuienis daarvan, hy check my elke 6 maande op, en hy sê, dit lyk of my vrou nog lank met my gaan sit. So, dis net 'n kort getuienis, en ek dink aan al die ouens wat die Argus vandag ry, mag dit vir hulle heerlikheid wees. Nou kom kerk. My gedagte is vanmôre, wat het nou vir jou mense gesê toe jy kerk toe kom? Was almal nou regtig bly toe jy sê, kom ons gaan kerk toe? Of is dit 'n instelling, is dit 'n gewoonte, het jy so groot geword, of brand dit die binnekant? En dalk 'n vraag wat opkom is, kom ek kerk toe omdat ek bruikbaar is, met ander woorde, hulle kan my gebruik, of kom ek omdat ek waardevol is vir die Here, en vir ander mense rondom my? So is nogal 'n paar gedagtes wat deur 'n ou se kop maal. Ek dink aan kinders, jy weet, as kinders klein is, wat maak jy? Jy laai hulle in en jy vat hulle, is dit nie so nie? En snaaks, die goedjies word groter. En naderhand kan jy nie meer sê, kom ons gaan kerk toe nie, hulle sal wil. En dis waar die moeilikheid nou kom. Nou, oral waar 'n goeie kinderbediening is dit lekkerder om vir ouers te sê, kom ons gaan. Partykeer sê die kinders vir die ouers, kom ons gaan. En dan bloos die pa bloedrooi, want hy wou eintlik net sport gekyk het. Maar dis 'n ding van, hoekom gaan ek kerk toe? Wat op aarde maak ek hier? En ek wil amper vir jou vra, wat op aarde maak jy vanmôre hierso? En dis my voorreg om dan vanmôre saam met jou net so 'n bietjie na die woord te kyk. Ek wil net seker maak ek die regte knop hier weet, en dan gaan ons vorentoe. Wat sien jy as jy die woord kerk hoor? Jy hoor nou kerk, ons gaan kerk toe, wat sien jy? Sien jy 'n denominasie? Of sien jy 'n gebou? Hierdie ding 2-3 keer lyk dit my met druk. Maar kom ons gaan, kan ek hom so hou? Daar's hy, daar kom hy nou. Of wat sien jy, wat dink jy, as jy die woord kerk hoor? Wat het kerk vir jou geword? En dan is die vraag ook, as 'n ou nou dink aan kerk, hoe lyk die omgewing van die kerk? Onthou jy in die ou dae as jy in 'n dorp inry, wat sien jy eerste? Jy sien 'n kerktoring. Dink net aan, veral as jy nou van Pretoria af Kaap toe ry, deur al die plattelandse dorpies. Jy sien die kerk eerste, dit is die middelpunt van die omgewing, as jy in 'n dorp inry. As jy nou in 'n stad inry, wat sien jy? Absa, Standard Bank, Metro, ek weet nie wat se goedjies nie, maar dis die sakewêreld wat oorgeneem het. Die kerk is nie meer noodwendig die middelpunt nie. En nou kan nou baie sê oor kultuur, en is dit goed om gewoon te raak aan kerk, maar ek dink uiteindelik is dit baie belangrik om te besef, wat sien ek as ek die woord kerk hoor? Doen ek iets verkeerd? Iemand gaan my help, is dit nie dierbaar nie? Nou gaan jy so bietjie moet wag tot hulle hom regstel, maar ek gaan vir jou net vinnig 'n definisie lees van iets wat by my wakker geword het toe ek dink aan kerk. Nou dis in Hollands, jy het nog nooit van hierdie kansel af Hollands gehoor nie, nee. Kom ek lees vir jou my beste langebaan Hollands. Gemeensaamheid. Afrikaans gemeensaamheid. Iets van kerk wees sê iets van gemeensaamheid. Nou hoor wat sê hierdie Hollander, hy sê, iets dat op ongedwongen liefdevolle wyse gebeurt. Ongedwongen liefdevolle, nee. Sy openbaring sig aan elkaar en maak in zeer grote familiariteit en gemeensaamheid. Niets verbergen sy voor elkaar tot de kleinste besonderhede toe. Baie dankie. Is dit nie verskriklik pragtig nie?
daai gemeensaamheid, daai uiteindelike vertroue, die feit dat die ouens hier is vir mekaar. En mens verloor dit baie keer, want jy dink in terme van jong, dis maar net ek en die Here. Het jy al daai storie gehoor? Mense moet nie karring doen, dis tussen my en die Here. Dis nie Bybels nie. Dis nie tussen jou en die Here nie. Die gemeente is daar, sodat jy kan byeenkom om gemeensaamheid te ervaar. Nou ek weet, dis risky as jy nou praat, jy steek niks vir mekaar weg nie. Dat my dink aan die storie van die 3 predikante wat so gereeld saam koffie drink het. Toe besluit hulle die dag hulle gaan bietjie bely. 'n Bietjie eerlik wees met mekaar. Een ou sê, ja, manne, ek het bietjie van 'n probleem met vrouens. Die goed is vir my al te mooi. En ek dink en ek droom en ek skiem en ek maak 'n plan om net nou en dan daarom naby genoeg aan 'n ander vrou verby te beweeg. Ouens sê, joh, nee, ons dink aan jou. Ander ou sê, wel, nou het ek vrymoedigheid. Hy sê, ek drink nogal erg baie. Het wys nou nie altyd nie, maar as ek kans kry, dan drink ek soveel as moontlik. En dis vir my 'n uitdaging. Die derde ou is stil, en die ouens naderhand wonder maar wat van hom. Gaan jy nie iets sê nie? Sê, okay, kom, hier's my eerlikheid. Ek het 'n massive probleem met skinder, en ek kan nie wag om hier uit te kom nie. So baie keer is dit die probleem, jy weet, ou wil nie oopmaak nie. Maar aan die ander kant sê die woord, ons moet ons sondes aan mekaar bely. Ons moet met mekaar praat, daar moet gemeensaamheid wees, daar moet by mekaar kom wees van 'n klomp eerlike mense, wat net sê, dis wie ek is. Daar's geen plastiek rondom nie, daar's nie 'n aansittery nie, dis wie ek is. En daarmee kan 'n ou dan verder gaan. Nou, die eklesia, die saamkom van gelowiges, se oorspronklike definisie het eintlik niks met kerk te doen gehad nie. Dis gebruik vir 'n beskrywing van 'n groepering wat uitgekies of verkies of genooi is. Dit vind verskillende uitdrukkings of rituele volgens byeenkomste, want elke kerk werk anders. Elke mens het die behoefte om te behoort. Nou sê ek daar, en dis eintlik 'n gevaarlike ding, een van die maklikste maniere om te behoort, veral as jy dink aan die Kaapomgewing, op die Kaapse vlakte, is bendes. Want almal wil behoort, en waar behoort 'n jong lad, wat geen beskerming, geen vaderfiguur in sy lewe het nie, hulle behoort aan bendes, want iewers moet jy behoort. En ek kan nou regtig eerstehands getuig daarvan. Kyk, ek het in die kerk soort van, wel, ek kan amper sê, ek is gebore in die kerk, dis regtig so. Ons het altyd kerk toe gegaan. Kerk toe gaan was nie opsioneel nie. Dit is nie asof jy siek genoeg kan wees om in die kerk uit te bly nie. Dis net 'n ding wat gebeur. En toe kom ons tot bekering in 1979 en toe gaan ons nou regtig kerk toe, omdat ons wil. Ons kan nie wag nie, ons môre daar, aand daar, ons is altyd daar. Dis 'n werklike begeerte by ons gewees. En so die ding nou maar gegaan, uiteindelik land ons in die voltydse bediening. En vir een of ander rede moet die pastoor kerk toe gaan op 'n Sondag. Dis net hoe hy moet operate. Maar ek wou, dis lekker, dis goed om deel te wees van ook 'n voltydse bediening, is 'n voorreg. Maar die probleem is nou, toe tree ek soort van af. Nou, moenie dink nou, ons is oud nie, ek het net baie myle op, maar nou is ek 72, en nou sit ons in Langebaan, en daar is nie Doxadeo nie. Nou sê ek vir Petra, ek moet iewers behoort, ek sal gek word. Nou, dis klink aan die een kant lekker, jy ontsnap nou al die verantwoordelikheid van pastoor wees, maar nou is jy alleen. En jy het hier en daar 'n pel of so wat jy mee kan kuier, wat kinders van Here is, maar almal soek gemeensaamheid. En toe het ons nou begin soek, toe die online ding nou verby is, en die COVID is verby, en ons gaan kerk toe soek ons. Toe kry ons nou en dan 'n huis hier, maar dit is baie ver. En ons het 'n paar ander plekke gaan besoek. Nou kom 'n ou met 'n baie vooropgestelde hart na ander gemeentes toe, is net so. Dis nou maar 'n stuk eerlikheid, dis regtig so. Nou sê ek vir Petra, jong, ek moet nou pas op, want nou gaan ek krities raak. Want hierdie ouens, ek dink hulle sou dit of dat anders moes doen, en daai groep, ja, ek weet nou nie lekker nie, hier is 'n groep, hulle doen so die helfte van die goed reg. En toe besluit ons, kom ons los ons nonsens, want ons soek gemeensaamheid. Ons soek mense, ons soek gemeente. God sê, plaaslike gemeente is die antwoord.
En toe kom ons uiteindelik by 'n plek waar ons voel ons is tuis en is lekker en is opwindend en daar's baie, en ek wil nie sê doxa is die ultimate nie, maar ek vind baie doxagheiterigheid. By daai, is as jou woord. Nuwe woord. Dis baie lekker want skielik behoort te ou. En ek voel nie daar, ek is 'n pastoor vir 112 jaar en ek moet nou iets gaan bewys nie. Ek het geen rol, niks daar nie. Ek is net deel van 'n groepering mense wat lief is vir die Here, wat worship en vir mekaar bid en so berei ons onsself nou voor vir die res van ons lewe. So dis nou maar net so kort, dis nog steeds blykbaar amper so 'n soort van 'n intro. Maar die eklesia waarvan Jesus praat is die gemeenskap van gelowiges en hy bou sy eklesia. En hier's tog of my, dis 'n oorbekende vers, maar dis vir my baie belangrik, Matteus 16 vers 18. Hy sê, en ek sê vir jou, jy is Petrus. Nou dis nou Petrus wat in die 16de vers gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hy sê vir hom, jy's Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou, dis nie 'n Rooms-Katolieke beginsel van Petrus is die rots van die kerk nie. Die paus en al daai geite nie. En Shane, die paus is siek, maar dis nie waarop Jesus sy kerk bou nie. Hy bou sy kerk op die uitspraak van Petrus wat sê, U is die Christus. En dan sê die Here, en ek sal my kerk bou. Ek sal bou. Julle gaan help, julle gaan bydra, elkeen van julle gaan betrokke wees, maar ek, Jesus Christus, gaan die kerk bou. En nou sê hy, die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Daar's baie aanslag teen die kerk, maar die kerk gaan nie vou nie. Die kerk gaan nie omdraai nie. Die kerk gaan nie anders besluit nie, want Christus het gesê, watch my, op daai uitspraak van Petrus gaan ek die kerk bou, en die poorte van die doderyk, die magte van die doderyk, sal dit regtig nie oorweldig nie. Handelinge 2 vers 38, nou ja, dis nadat Petrus nou gepreek het, hy het nou vrymoedigheid gehad, dis nou snaaks, want hy's bang, hy kruip weg, en toe kom die Heilige Gees oor hulle, en dis ook 'n reeks wat nog gaan volg in hierdie gemeente. Toe die Heilige Gees oor hom kom, toe is hulle skielik onbang. Want onthou nou, hulle kruip weg, almal wil nou soek en doodmaak, en hy skuldig, want hy het Jesus verraai. En die Jode en die Romeine almal soek hom, want hy is een van die skuldiges. En hy kruip weg, maar toe die Heilige Gees oor hom kom, raai wat? Toe sê hy, nee wat, ek is nou nie bang vir die hele volk nie. En hy staan voor die volk, en hy preek 'n klomp goeters, oor bekering, oor Christus, wat die Here is, redder, koning. En nou sê die ouens maar, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom sal roep. Nou, ons het vanmôre weer iets daarvan gesing, van ons kinders. Ons vertrou die Here vir ons kinders en kleinkinders. Nou was my klein seun nie so stadig was daar in Pretoria nie, was ek dalk al 'n oupa grootjie, maar het lyk my die brieke is aan daarso. So, ek bid nou al vir 'n agterkleinkind wat gaan gebeur, maar die Here se seën is uitgespreek oor geslagte. En ons as gemeente het 'n verantwoordelikheid om nie net vir mekaar te sorg nie, maar om ook te bid vir ons kinders en kleinkinders en die wat daar ver is, dit wat die Here sê, wat God na hom toe sal roep. En ons glo, dit gaan in jou familie waar wees. Met nog baie woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red uit hierdie ontaarde mense uit. Wat sy woorde, die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. So, die gemeente het gegroei, die gemeenskap van gelowiges het gegroei. Maar nou is die vraag, hoe verander ek? Hoe word ek dan deel van 'n gemeente? Die Heilige Gees maak vir Petrus vrymoedig, maar wat maak hy met my? En wanneer word die Heilige Gees betrokke by my lewe? Nou weer eens wil ek sê, ons gaan dit in 'n volgende reeks 'n bietjie aanspreek, maar die Heilige Gees is nooit nie teenwoordig nie. Ek het groot geword met 'n kinderlike gedagte van, Jesus is die eerste verskyning op Kersdag gemaak, en ek was baie bly vir die geselskap, want ek is op Kersdag gebore, so ek het daar 'n gemeenskaplikheid daar, en dit lyk my die Heilige Gees het eers op Pinksterdag gebeur, so dat God die Vader was alleen, en ek het min of amper niks daarvan verstaan nie. Maar die woord sê, al hierdie elemente van die drie eenheid was nog altyd daar.
God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees was nog altyd daar. En hy's altyd teenwoordig, selfs in jou sondige, willewoeste dae. En dit weet ek van harte, omdat ek, toe ek nie Christus gedien het nie, geweet het wat reg en verkeerd was. Because he was ever there. Dit is net so. En nou word ek deel van 'n gemeente, en nou sê ek kan in die gemeente met vrymoedigheid kom, nie net tuis voel nie, maar ek kan my identiteit ontdek. Ek is nie 'n gesiglose mens, wat iewers net 'n 10de bydra, of saam sing en dan huis toe gaan nie. Ek kan my ware identiteit in Christus hier ontdek, in 'n gemeente. En dan kan ek ook my gawes ontdek. Dan kan ek ook ontdek wat se bediening ek betrokke by kan raak. En ek wil weer sê, dis nie net bruikbaarheid nie, want bruikbaarheid kan ook misbruik word. As ek net bruikbaar is terwille van iets, maar is ek regtig aanvaarbaar, word ek liefgehê, is daar ruimte vir my gemaak binne die liggaam van Christus. Nou, Ekklesia in die praktyk het 'n paar scary skrifgedeeltes. Nou, ek weet nie of ek die vir jou moet lees nie, maar ek dink een voordeel wat hierdie nou inhou, jy gaan baie liewer wees vir jou kar se sleutels. Bokkie, gee my net daai sleutels asseblief. Pootjie is gesny, so sorry, ek jy nou laat loop. As jy jou karsleutels by jou het, veral as 'n smart kar is, hou vas. Hoor wat sê die woord, dis nie die Bybel. Handelinge 2 vers 42. Dis nou die klomp ouens wat tot bekering gekom het. Nou sê die woord, hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd. Nou so ver is dit lekker, né? En die gebede vir die ouens wat gereeld bid. Dis nogal lekker. Hierdie is nice. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Nou is die vraag, hoeveel karre het jy? Weet jy van ou wat nie 'n kar het nie? Kom ek vertel jou 'n waar storie. In die Oekraïne wat nou so plat geskiet word op die oomblik. Ons ontmoet 2 manne wat redelik vars tot bekering gekom het, wat ywerig is vir die Here. Hulle kom uit 'n wille beesvanger agtergrond, dis verskriklik wat hulle aangevang het. Maar hulle is baie goeie vriende, dien die Here met oorgawe. Een van hulle het 'n woonstel geërf en een het 'n voertuig geërf. Nou ons het daai voertuig gery, kyk, jy moet sterk en dapper wees om met daai ding te ry, maar feit is 'n voertuig. Hy is een van die min ouens in die gemeente wat 'n voertuig daai tyd gehad het. En toe op 'n stadium, toe word dit, altoe eenheid, die woonstel in die voertuig gehad. Toe op 'n stadium, toe wil ons weet, waar is die rooi bus? Toe het hy hom vir die ander ou gegee, want hy sê, ek het al 'n woonstel, maar hy het niks. Ek het 'n woonstel en 'n kar, kom ek gee die kar weg. Toe gee hom die kar. Nou ry hy met die bus. Maar hy sê, dit mos logies, daai ou het nie, nou het hy. Ek kon gee, nou voel ek beter. En ons bekommernis is, as dit in die praktyk kom by gemeente wees, dan skrik ons partykeer so 'n bietjie, want sê nou hulle pas die goed toe. Sê nou Rian Gous kom sê, so kan staan nie en sê, right, goed, jy het 2, 3 karre, right, wie het nie 'n kar nie, gaan nou 'n handjie op, sê kom ons maak dit seker, almal is nou happy. Wat 'n kar wil jy hê? Die ou wat nou nie 'n kar het nie. Hier's 'n ou wat 2 karre het. Sjoe, kom ons kyk. Nou ja, kom ons kyk wat gaan verder aan. Hulle het hulle grond en besittings verkoop. Here, hierdie skrif, ek weet nie. En die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. I don't know, wat 'n vertaling is hierdie? Het jy nie dalk 'n beter vertaling nie? Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Nou ek weet nie op watter stadium moet ek jou nou troos nie, want baie ons lyk nou baie onrustig, hou vas aan daai sleutel. En jy hoop nou, jy het nog 'n ou flenterskarretjie by die huis, wat jy dalk kan so een kant toe skuif en sê, ek het hom gegee. Maar kom ons vergeet nou 'n bietjie daarvan. Kom ons dink aan 'n paar vrae wat opduik as dit kom by gemeente, want die ding is, hoe word ek deel van 'n gemeente? Hoe word ek deel van die Ekklesia?
As ons dan glo dat kerk van God af is, God se plan is plaaslike gemeente, hoe word ek deel daarvan? Wat gaan in my gemoed aan as ek dink aan deel word? Ek moet vra, hoe lyk die leierskapstruktuur? Is dit een of ander Amerikaanse prediker wat skatryk is en van bo af almal vertel wat jy moet gee en wat jy moet doen? Hoe lyk die struktuur? Hoe lyk die struktuur volgens die Bybel? Nou as jy kyk na veral die briewe van Paulus aan Timoteus en aan Titus, dan kom jy agter hoe lyk die Bybelse struktuur. Is daar 'n Bybelse gesagsstruktuur in die gemeente? Of is dit sommer maar net 'n free for all? En dis 'n baie belangrike ding om te kyk as ou deel word van 'n gemeente. Hoe lyk die liturgie? Dis ook nou 'n moeilike vraag, want die Bybel praat baie van almal neem deel. Nou dis onprakties om te sê in hierdie gemeente, wat ons vanoggend hier by mekaar het, as elkeen nou iets moet doen, gaan dit 'n lang Sondag raak. En dan gaan ouens al hoe minder begin kom, en dan gaan ons nie die funksie verrig wat God ons voor geroep het nie. Maar hoe lyk die liturgie? Is daar kans vir gebed, genuine woord, is daar kans vir daar wees vir mekaar, is daar kans vir die kinders om bedien te word? Baie goed met 'n ou vra, wat doen jy in die kerk? En dan, hoe hou 'n mens kerk? Ek weet nie, 1 Korintiërs 14 vers 26 is bietjie weird, want hy sê, wanneer julle dan saamkom, dan elkeen van julle 'n lied, of 'n taal, of 'n uitleg, of openbaring, en dan sê hy, laat alles tot opbouing van die gemeente geskied. So al wat ek dit kan verklaar is, dat al 100 ouens wat nou hier is, nie almal 'n geleentheid kan kry om te praat nie, maar het ons nooit 'n geleentheid ontmoedig nie. Maar ek dink tog, die waarheid lê daarin, dat elkeen van ons wel 'n woord het. Dalk is daardie woord net vir myself. Dalk het ek 'n uitleg vir myself van wie iets wat gebeur het in die gemeente. Dalk het ek 'n woord of net 'n gedagte vir iemand langs my. Elkeen kom voorbereid, en ek dink dis die uitdaging van gemeente wees. Gemeente wees kom nie om na die pastoor te luister nie. En is lekker as julle na my luister, ek love it. Party ons het nou dan 'n smile as ek 'n joke vertel ook. Dis oulik, ou daarvan. Ek onthou in die Oekraïne as ons daar bedien, dan moet jy praat in Engels, dan tolk, en dan lag jy ou vir jou joke. Dit is baie moeilik, want gewoonlik wil ouens moet dadelik lag. En al wat gebeur is, hulle kyk almal vir die tolk. En dan as dit 'n goeie grap is, lag hulle. As hulle dan nie lag nie, jy weet, dis bad gewees. Maar ek dink tog, ons is daar vir mekaar, en elke woord wat iemand sê, wat deur die Here gelei word vir iemand anders, dis kerk wees. Jy kyk dalk vanmôre rond en jy sien iemand wat jy voel jy wil net 'n hand op die skouer sit. En ons is baie keer verkeerd geleer. Ons dink ons moet altyd een of ander rympie sê of 'n diep gebed ding doen. Dis nie altyd nodig nie. As jy so voel, doen dit met iemand na diens of dis nie 2 dienste of wat ook al. Maar dis nie nodig altyd om noodwendig prekerig en bidderig te raak nie. Partykeer moet jy net 'n hand op 'n skouer sit en sê bless jou. Dalk moet ou partykeer net by iemand gesit en sê, hoe gaan dit met jou? En die kuns van daai vraag is, jy vra hom 2 keer. Want as jy vir ou vrou gaan dit, gaan hy sê, goed dankie. En meeste van ons lieg soos tandartse. Is nie waar nie. As jy 'n tweede keer vra, en jy kyk diep in so 'n persoon se oë, dan hoor jy dalk iets anders, as wat jy sou hoor as jy net 1 keer gevra het. Net om belang te stel, dis kerk wees, dis hoekom jy aansluit by 'n gemeente, dis hoekom jy deel word. Baie keer as jy vir mense vra, hoekom gaan jy kerk toe? Om meer te leer oor die Here. Natuurlik is dit 'n deel daarvan, maar is 'n klein deel daarvan, want om meer te leer van die Here is om in die praktyk liggaam te wees. Hy sê dis my liggaam wat vir julle gebreek is. Kom ons kyk bietjie verder. Hoe word ek deel as ek nou prakties kyk? Hebreërs 10:25, dis ook vanmôre, Lisel het ook gebid toe ons saam gebid het. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party die gewoonte het nie. Nee, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Nou dis nie 'n oordeelsdag bangmaak storie nie. Dis net 'n toerustingsgeleentheid waar ons almal saamkom op 'n gereelde basis en dit kan wees kerkdienste, klein groepe,
jeugbyeenkomste, maak nie saak watter byeenkoms is nie, maar die samekoms as eklesia, as kerk, as gemeente, dat is dit nie nalaat as iets wat ons sommer net nie wil doen omdat ons moeg of siek of sat is nie. Kom ons doen dit sodat ons mekaar kan opbou in die naam van die Here. Dis wat hierdie skrif beteken. En is nie 'n skrif om jou bang te maak. En ek dink die Here gaan jou op die oordeelsdag, want gewoonlik gebruik ons arme Petrus, ek weet nie kom hy die job gekry nie. Petrus het 'n boek. En dan check hy op, hoeveel keer uit die laaste jaar was jy in die kerk, daai tipe ding. Dis nie so nie. Ons is in Christus verborge in God. Saam met Jesus verborge in God. So ons het nie 'n vreesagtigheid nie, maar ons het 'n verantwoordelikheid om bydraend te wees tot die uitbreiding van die koninkryk. So kom ons kom saam. Kom ons geniet mekaar. Kom ons enjoy die voorreg wat die Here my gee om vir iemand anders te kan sê, gaan dit met jou? Ok, ek hoor, maar hoe gaan dit met jou? Daai ding. Right. Waarom dan kerk of gemeente vir my? Kom join 'n kerk. Hier is jou eerste tip, soek die volmaakte kerk. Ek kan nie eers een amen nie. Soek die volmaakte kerk, man. Wat het jy nou karring met sulke snaakse kerkies? Soek net die volmaakte kerk. En dan die oomblik as jy hom join, dan het hulle moeilikheid, want as jy daar. En dan kom jy agter, maar dis toe nie so volmaak as ek gedink het nie. Hulle doen ook goed anders as ek het wou gehad het, en van die ouens is snaaks, en van die ouens sê snaakse goed, en van die ouens doen snaakse goed. As ek vir jou sê, soek die volmaakte kerk, is ek een van die beste leenaars in die land. Want ons nie so ding nie. Want ek is daar. Jy's daar. En dan voel jy hoe glorious, en die vlerke klap, en alles, jy weet, ek en die Here. Hulle kan nie wag om my te ontvang nie. As jy instap, het jy moeilikheid, want jy en die ander is nie volmaak in die sin van dat ons nooit iets gaan verkeerd doen in die kerk nie. Moenie die volmaakte kerk soek nie. So daai statement wat ek maak, is nie 'n uitnodiging na jou toe nie, asseblief. Elke mens wil behoort. Ek het nou gepraat van my eie behoefte, ek wil behoort. Ek is nie meer in die voltydse bediening nie, maar ek wil behoort. Ek wil mense naby my hê. Ek wil hê mense moet inspraak in my lewe hê. Ek wil hê ouens moet vra, gaan dit met my? 2 keer. Ek wil hê dat ons bekend sal wees as deel van die liggaam van Christus. Gelukkig is die tyd verby wat ek een of ander posisie wil beklee. Een gemeenteraad in Langebaan wil my dadelik op die raad sit. Toe sê ek wel, dankie vir julle tyd, maar ek is nou nie meer deel van hierdie party. Dis nie 'n hiërargiese stelsel nie, dis die liggaam van Christus waarvan hy die heerlike hoof is. Dis waar ek wil wees. Nou ja, elke mens wil behoort, soos ek sê, party ouens behoort selfs aan bendes, net om iewers te voel, iemand waardeer my. Maar ons hoef nie daai roete te gaan nie, ons kan aan mekaar behoort. Ons kan vir mekaar verantwoordelik wees. Wat kan ek bied? Dis een ding wat ek kan dink. As ek in 'n gemeente instap, dan is dit nie te sê, ek moet nou 'n posisie kry nie. Inteendeel, ek moet wag dat die Here met my praat en met die leierskap praat. Maar wat kan ek bied? Elkeen van ons het gawes en talente en vermoëns. En dan dink ek net, en dit klink baie eenvoudig, dalk moet ek net die Here vertrou dat deur sy Heilige Gees hy my sal lei. Dat ek by 'n gemeente soos hierdie kan aansluit en voel, hier gaan die Here my help om te dek, wie is ek regtig? Wat is my gawe? Wat is my bediening? En waar kan ek iets beteken binne in die koninkryk van God? En dalk net om jou bietjie beter te laat voel, dalk kan 'n ou vir 'n jaar hier sit sonder om enige funksie te verrig. Maar net om eers heel te word en vol te word van die heerlikheid van God en net mense te leer ken totdat die Here jou lei in die regte bediening in. Ek onthou in ons heel eerste gemeente in Escort. Kyk, is 'n diep openbaring gewees toe ons daar kom. Dis ek volleerd geswat. Maar nou weet hy alles. Toe kry ek my eerste gemeente en ek sal leen die pastoor daar en ek het nie 'n koek en klou wat ek moet doen nie. So die teorie is nie altyd die regte ding nie, nee. Nou kom ek daar en ek ontmoet toe ook 'n pastoor van nog 'n baie kleiner gemeente. Ons het 41 mense gehad op die boeke. Dis nie wat bygewoon het, maar op die boeke was daar 41, dood en lewend.
Nou, so ent in die straat af, die Full Gospel Church se ou, ons word toe baie goeie vriende, en een ou klop by hom aan. Hy wil deel van die gemeente word. Hy sê, I'm here to serve, pastor, what can I do? I think maybe an elder or something. En hoe Ken sê vir hom, well, what we really need is someone to clean the church's toilets. En daai ou maak 'n U-turn, nog nooit weer gesien nie. So, die verwagting is nie altyd dat jy nou 'n posisie moet kry of iets wonderliks gaan doen. Wees net deel, laat God jou deur sy Heilige Gees lei. Hy sal, hy wil, hy kan. En ek dink, vir Durban wil omgewing, wag daar iets wonderliks as mense gemeensaamheid beleef. Daai gemeenskaplikheid, daai heerlikheid van God het ons saamgevoeg. En daar gaan dalk ouens wees in die gemeente. Nou, hou net nou vas. Daar's dalk ouens nou in hierdie kerk wat jy nie eens baie like nie. Baie ouens sê, Here, ek wil nie almal my like, maar ek like nie eens almal nie. Hoe werk dit? Maar dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor Jesus Christus. As hy die middelpunt is, vervaag baie van daai ander goeders. Dit vervaag baie van my gevoelens en my geite. Dit maak net sin as Jesus die senter is van alles. En rondom dit bou ek my verwagting. Ek sê, Here, lei my deur die Gees. Lei my deur die Gees, dat ek net weet, U is besig met my, en U is op pad na my toe. Ek is seker ek het nog iets op my skerm gehad, maar dit lyk my, dis naby aan die einde. Die wat bly is, steek jy hand op. Ek wil vir jou 'n vraag vra, en ek dink dis belangrik dat jy die vraag vra. Hoe goed is jou selfbeeld? Nou dis nie, ek probeer nie sielkundige speel of iets nie, en ek wil ook nie die vraag vra wat hulle altyd vra is, hoe maak dit jou voel nie? Maar hoe is jou selfbeeld? Hoe sien jy jouself? As jy dink in terme van eklesia, jy dink in terme van gemeente, jy dink in terme van doxa Deo Tygerwil, hoe voel jou selfbeeld? Want as jy daar sit, en jy kyk op na die verhoog toe, en hier's ouens wat wonderlike musiek maak, en hier's massive sterk leierskap van die leiers se kant af, en hoe voel jy dan? Voel jy soos iemand wat deel is, of voel jy sit een kant? En ek dink die antwoord wat ons gekry het in die woord is, God bou sy kerk. En wie wat gebruik hy? Hy gebruik 'n gewillige ou. Word deel van God se plan. Moenie nou dink aan hierdie posisie, daai bediening, daai ministerie, dit of dat nie. Ek byvoorbeeld bied myself glad nie aan vir die worship team waar ek ooit kom my hele lewe lank nie. En daar's 'n baie goeie rede voor. Want ek gaan vreeslik teleurgesteld wees oor die nee asseblief nie. Ek het in die Theologiese College se koor gesing, glo my. Rian, glo my. Ek het regtig in die koor gesing, want as ons gemeentes gaan besoek, is die college studente die koor. Jy kan nie in die koor wees nie. En dan as jy na die koor gekyk het van die gehoor af, regs voor, het daar 'n mime groep gesit. Regtig. Al was 'n ry van ons mag nie sing nie. Maar ons verduidelik hoor, maar daar mag nie 'n geluid uitkom nie. Ja, niemand was 'n skoorafrigter, en hy het dit seker gemaak, daar kom nie uit daai groep. Lyk of jy sing, maar as jy sing is die probleme. Moenie nou besluit, waarheen God met jou op pad is nie, weet net hy is met jou op pad. Wees deel, be part of it. En ek wil vra, as ek die vraag oor identiteit vra, wil ek vanmôre spesifiek saam met jou bid. As dit vir jou dalk voel, en ek wil nie met jou hand opsteek of iets nie, maar dalk voel dit vir jou, wel ek weet nie of ek vir iemand gaan iets beteken in die gemeente nie. Ek kan nie een of ander rol kan vertolk nie. Ek het nie 'n special gift of iets nie. Ek wil spesifiek saam met jou bid, dat die Here jou daai rustigheid gee, dat hy sy kerk bou. En hy gebruik wie hy wil. Dis hoekom hy 'n bang Petrus 'n magtige leier in die kerk gemaak het. Dis hoekom hy 'n ongelowige Thomas 'n bediening gegee het wat vandag nog neerslag vind in 'n plek soos Indië.
Regtig, daar's 'n groep wat volgelinge is van die beginsels wat Thomas neergesit het, wat bekend was as die ongelowige Thomas. Daar's ouens met swak geloof. Daar's ouens met kompetisiegees, Johannes en Jakobus wat heeltyd wil veg oor posisie. Jesus maak hulle leiers in die kerk want hy gebruik net wie hy wil. En troos jou daaraan, hy het selfs vir my al gebruik. So kom ons bid net saam. Ek wil vra dat jy saam met my staan almal, maar as jy spesifiek voel, daar's iets in jou gees wat maak dat jy wil terugstaan. Kom ons bid daarvoor. Vader, in die naam van Jesus, bid ons vir die kerk van Jesus Christus. Ons bid vir die eklesia, die groepering mense wat U bymekaar gebring het, uitgeroep het uit die wêreld uit om gemeente te kom word. Ek bid vir mense in Tygerwil, dat hierdie gemeente sal bekend wees as 'n akkommoderende gemeente. In die sin dat almal nie met volmaakte trekrekords hier inkom nie, maar dat almal nie net bruikbaar is nie, maar kosbaar in die oë van die Here. Dankie Here dat ons kan bid spesifiek as mense dalk voel, ek is nie so sterk as die ander persoon nie, ek kan nie my vergelyk met hierdie of daardie persoon nie. Ek bid Vader dat U daardie skans sal wegneem, en dat U deur die krag van die Heilige Gees elkeen van ons sal bekragtig met die wete dat U roep, U deel gawes uit, U maak mense sterk, U leer, U onderhou alle dinge en U bou U kerk. En daarvoor dank ek U Vader in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons bly so staan en sing ons nog 'n sang. Groter as die berge, sterker as die see, lei my deur valleie, ken steeds my elke tree. Helder soos die sterre, hemel roem U naam, skrywer van my storie, die woord waarop ek staan. Die woord waarop ek staan. Van my lewe, U hou my in U hand, lei my in genade, koning van my hart. U is die koning van my hart. Oorweldig, U liefde vir my, volmaak. Altyd by my, ek voel U asem in my, ek weet U is altyd by my, ek voel U asem in my, ek weet U is altyd by my en ek voel U asem in my. My
ek weet, U is hier by